'n nuwe Rubicon word ontbloot. Die Rubicon gesprekreeks is opgeneem tydens 'n geleentheid by die AfriForum Theater. Op publieke aandrang deel ons die gesprek hier in dele oor die volgende paar weke. Dave, is jy hier so? Ek dink die enigste hoogtepunt is al wat ek gaan sê is ons Keller Prins Braai in Middelburg op die stadion. Dink dit was die hoogtepunt van my lewe. Was absoluut wonderlik. Maar ek was betrokke by die weermag van infantry skool wat vir my absoluut pyk was. Charlie Copley sal ek net nou oor gesels. Maar by infantry skool, vasbyt 5 oor daai Swartberge in die winter. Ouens het vasgesneeu in die berge. Van die ouens kon dit nie maak nie. 'n Klein groepie ouens het uitgekom aan die ander kant, Wessie wat hier sit en so aan. Dit was net ongelooflik om deur daai berge, deur die sneeu. En ek dink die meeste van die ouens wat hier sit was by infantry skool en het die vasbyt oor die berge gestap. So dit was vir my een van die wonderlike goed daai tyd van my lewe. Valskermerleon, selfe kursus as Roland, absoluut pyk geweest. Daarna al die verskillende kursusse by die bataljon, van afstuurders af ensovoorts. Almal was eintlik maar 'n hoogtepunt op sy eie. So dit was wonderlik. Daar soveel goed gebeur dat 'n ou nie daar, julle kan sien ek lyk presies nog net soos 'n ouetjie op die linkerkant. Selfe lyfie en alles. Ek was bietjie dik daar, maar toe maar. So daar's 'n ou superfiks. Ek en nou Kitcha, toe ek dink 20 of 19 jaar oud. En saam met hom, en ek was saam met hom die dag, net voor hy dood is, was ek by hom onder in PE, en het ek vir my vrou gesê, is die laaste keer wat ek hom sien, ek gaan hom nooit weer sien nie. En al my kinders het saam met hom groot geword, en hy het baie by ons kom kuier, ou Kitcha. Hy was een van die groot hoogtepunte in my lewe, en ek dink al die Charlie Company manne wat hier sit, sal nooit vir Kitcha vergeet, en hy het 'n ontsettende impak in ons lewe gehad. Maar hoogtepunte gaan ek nie te veel oor uitbrei nie, daar is soveel. As ek van die burgermag en later van jare in die kommando's as hoof van opleiding en betrokke dan met die laagste punt seker ooit, was die toemaak van die kommando's en klaarmaak met die weermag, waar ons 'n ontsettende pykgroep boere gehad het, en wat saamgewerk het, waar ek gesien het, hier's die einde, hierdie gaan nooit weer dieselfde wees nie. So die weermag het daar klaargemaak. So daai was infantry skool vasbyt in die berge, ongelooflik pyk. Ek wil nie te veel praat nie, want ons hardloop uit tyd uit. In 1974, toe by die Valskermerleon, by die Valskermerleon, kruis my pad Hannes Venter, en hy is vir 'n ruk lank, nadat hy by Spesmagte gekwalifiseer het, is hy ons bevelvoerder. En dit het daai company, een van die beste companies gemaak in die geskiedenis van die bataljon, en wat het meer besonders gemaak het, in daai 2 jaar dienspligtyd, loop dit toe oor in operasie Savannah. So vir 'n dienspligtige, om te kon oorgaan in daai, amper, kan ek het noem, die groot begin van die hele Angolese konflik, Savannah, aan die einde van ons 2 jaar, was soort van 'n hoogtepunt. Toch het ek hierdie inherente spanning gehad, van aan die een kant wil ek swat teologie, predikant word, aan die ander kant wil ek graag soldaat wees. En hoe meer ek blootstelling kry, hoe meer wil ek ook soldaat wees. En as daar nou een spanningsveld in my lewe was, 'n goeie een, was dit om elke keer daai brug te kruis. So het ek besluit, maar ek gaan wel studeer, universiteit toe, en ek het nie besef, ek sou via 2 verkenningskommando tog al daai opleiding kon doen en nog steeds 'n gekwalifiseerde operateur word en wat ek toe gedoen het. En daai interspel tussen soldaat wees en dan, jy weet, jy swat en jy met erns iets word, het deel van my storie geword. Maar dis presies dit wat my ook ryk gemaak het. Want ek het heeltyd geleer, jy weet, hoe om aan te pas, hoe om jou rol te vervul, hoe om professioneel te wees, ten spyte van al hierdie moontlikhede rondom die andersheid. En dit was vir my net fenomenaal. Ek het moeilike tye ook gehad. Op 'n stadium was ek die adjunkvoorsitter van die studenteraad hier op Tikkies, en ek word die voorsitter, en Junie maand, die proses nou van verkiesing,
gaan ek in 'n operasie in Carnation, die van julle wat dit onthou. En dis vinnig 3-4 weke in die operasie en dan kom ek terug. En dan word ek nou die hogere studenteraad voorsitter. En daar kan ek nie terugkom nie. Daai geveg kry nie 'n einde nie. Daar's niemand wat my kan huis toe bring nie. En so het ek onthou in daai geval het ek 6 weke later op universiteit, so jy weet die kampus weer gearriveer. En intussen moet jy hierdie ander belangrike goed doen. En die proffie stap vir my verby en sê, meneer Roos, welkom terug. Ek sê, môre prof. Jy moet maar kom vir 'n mondeling, né? Nou, dis nie wat ek wil hoor nie. Wat ek wil hoor is, meneer Roos, ek besef jy veg vir ons land. Ons gee jou graag af en jy gaan sommer, jy weet, maklik deurgaan na die volgende fase van jou lewe toe. Maar presies dit was vir my as in 'n sekere sin die hoogtepunt van my reis. Wandelaar tussen wêrelde, maar ek kon op die ou einde wêrelde bymekaar bring en dit laat werk as een. Nooit gedink ek gaan in die kapelaansdiens opeindig nie, geen intensie gehad nie. Ek het geen belang daarin gehad nie. En rukkie in 'n gemeente gewees en toe 'n beroep gekry waarheen, Valskermbaljong toe, 6 jaar daar spandeer. As kapelaan toe Leer College waar ek van hierdie ouens ontmoet het, leerhoofkwartier, verdedigingshoofkwartier ensovoorts. Maar dit sou min of meer vir my die hoogtepunt wees dat ek wêrelde kon integreer in een lewensverhaal. Dit was vir my die spesiale van dit. Ek wil vir hierdie ouens vra en jy kan begin. Wat sou jy beskryf as jou Rubicon oomblik? Wat kom by jou op? Wat was miskien daai een Rubicon oomblik wat vir jou uitstaan? Iets wat jy weet onthou as baie spesiaal. Dit kan ook iets wees wat jy reeds na verwys het. Kom ons hou dit gefokus, maar ek dink hierdie is die belangrikste van die gesprek vanaand is, jy weet, wat was daai Rubicon wat jy moes oorgaan en hoe het jy daaroor gekom uit die aard van die saak, né? Ek dink die volgende gesprek vra eintlik lesse geleer, jy weet, het jy iets geleer in dit? Maar kom ons hoor 'n bietjie net Rubicon. Ek het 2 Rubicons gehad en ek gaan dit opsom. My eerste Rubicon was toe die verkiesing plaasvind, demokratiese verkiesing in Suid-Afrika, die eerste een. Daar word 'n nuwe nasionale weermag gestig. Al hierdie verskillende weermagte integreer, asook MK en APLA en so meer, wat later sou bekend staan as transformasie. Met die geskiedenis wat ek net nou verduidelik het, waardeur ek gegaan het, moes ek 'n besluit neem. Gaan ek oor na die nuwe nasionale weermag toe of pak en poel ek? Gaan doen ek iets anders? Dit was 'n ernstige besluit. Dit was vir my 'n besluit wat ek daar neem is onomkeerbaar. Ek het besluit ek gaan oor na die nuwe nasionale weermag toe. Ek gaan probeer 'n bydrae maak met die integrasie van hierdie magte. Maar gou het ou besef dat kom ek noem dit die demografie het geskuif. Daar waar ons was, is nou die nuwe demografie. Ek spot. Ek sê, in die weermag, so ek ten minste die hoof van die leer geword het, miskien die hoof van die weermag. In die ou SAW. My kanse om in die nuwe nasionale weermag 'n generaal te word, grens nie aan 0 nie. Dis 0. Dis absoluut 0. Ek is kwaad vir niemand nie. Maar dit is nie die realiteite van die dag. En dit was my tweede Rubicon. Bly ek hier nou in die nuwe nasionale weermag of gaan begin ek iets anders in my lewe? Ek dink dit was die grootste Rubicon wat ek gekruis het. Ek het onder my handtekeningblok het ek 'n dingetjie wat sê, you don't have to see the road to know that it is there. Ek sê dit weer. You don't have to see the road to know that it is there. Toe ek daai besluit neem, ek verlaat die nasionale weermag, ek begin my eie besigheid, ek gaan my eie paadjie loop, het ek nie geweet waar is die pad nie. Jy het dit vir hoeveel jaar, 25 jaar, was jy 'n soldaat. Nou betree jy hierdie vreemde wêreld.
Maar jy het daai besluit geneem. En wat is die belangrikste van die besluit is? As jy dit geneem het, dan kyk jy na geleenthede wat vorentoe lê. Jy sien nie probleme raak nie, jy sien geleenthede raak. Ons het in die weermag geleer om te beplan, geïntegreerde beplanningsprosesse. Jy het geleer om saam met mense te werk. Jy het geleer om by opsies uit te kom, om dit te doen of dit te doen of dit te doen. Nou ons weet almal, as jy op die regte opsie besluit het en jy gaan in die geveg gaan, dan verander die goed, dan moet jy op jou voete leer. Jy moet op jou voete dink en jy moet aanpas. Nou dit is daai goed wat ek geleer het in die weermag, wat my gehelp het toe ek oorgegaan het en ek in die burgerlewe betree en my eie besigheid begin. Dis nie maklik nie. Dis werklik nie maklik nie, maar met harde werk, toewysing, lesse geleer in die weermag wat jy saam met jou vas, jy pas dit aan in jou burgerlike lewe, kan jy nie val nie. Dit is net nie moontlik nie. Natuurlik moet ons bysê, as dit nie vir jou skepper is nie, dan sal jy dit in elk geval nie maak nie. So alle eer aan hom in elk geval, ek moet dit sê. So en gelukkig, ek was gelukkig. Hier's 'n 747. Ek het as 'n Suid-Afrikaanse konsultant, eenmans besigheid, het die bank van Ghana, wat hulle reservebank is, my aangestel as 'n konsultant. Hulle het 'n nuwe geldeenheid in die land ingebring. Nou dink jouself daaraan, ek moet nou hulle konsulteer om 'n nuwe geldeenheid in die land in te bring. Dis nag, daai pad is nie daar nie. Ek soek die pad, maar ek het dit gedoen. En hierdie is die eerste vliegtuig wat geland het op Accra met die nuwe muntstukke wat gedruk is in Canada by die Royal. Die laaimeester op daai vliegtuig het 'n fout gemaak. Toe hardloop al daai pallette met daai dromme geld so in die stert in daai vliegtuig gaan staan so in die lug. Ek dink hulle val ons aan. Maar dit is toe net wat gebeur het. Ek dink hy's gefire. Ek het net 'n idee. Hy was gefire. Ander belangrike enetjie wat ek wil noem, daar's 'n foto waar ek in Saudi-Arabië is. Hulle reservebank se naam is SAMA, Saudi-Arabian Military Agency. Dit behoort aan die koning. Alles in Saudi behoort aan die koning. Nou hier sit Charles Jooste. Hy het saam met my op hierdie projek gewerk. Ek wil nie sê waar werk Charles nie, maar hy het saam met my op hierdie projek gewerk. Die Saudis verstaan nie die konsep van ons reservebank wat geld uitleen of uitverhuur na derde party diensverskaffers toe nie. En ons het 'n groot komponent van hulle hier gekry. En ek het hulle reservebank toegevat en ek het hulle na ons kommersiële banke toegevat en die konsep vir hulle verduidelik. En ons het 'n dokument geskryf wat hulle toe geïmplementeer het as wetgewing in Saudi-Arabië. En toe het ek en Charles teruggegaan en ons moes die wetgewing wat hulle gepubliseer het, moes ons toe met die grootste kommersiële bank in Saudi gaan uitrol en vir hulle sê hoe moet dit in fases plaasvind. Die bank se naam is Al Rajhi Bank. Fatarai, die koning het die meeste aandele in Al Rajhi Bank. So, dis hoekom hy eerste uitgerol moes gewees het. Dis 2 insidente. Ek kan nie kla oor my besluit op die einde as ek terugkyk nie. En ek wil net weer eens sê, nie een van hierdie 17 of 20 manne wat deelgeneem het aan hierdie projek, wys 'n vinger, het haatspraak of politieke uitsprake nie. Dis almal positiewe besluite, eindresultate en ons is kwaad vir niemand nie. Ons is baie gelukkig vir ons vandag is. Ek dink dis my Rubicon Karim. Dankie. En vir jou Roland? Kortste ooit, nee, Kali. Okay. Ons kyk. Hoorie, wat Rubicons aanbetref, ek dink die eerste een wat ek graag wil noem is daai dag toe ek besluit het om weermag toe te gaan. 38 jaar, ongelooflike lewe. As ek weer moet kies, sal ek dit presies dieselfde doen in die mense wat ek ten tye ontmoet het en dit wat ons saam kon reggekry het in daai tyd. Dit was net vir my amazing geweest. So ek wil vir julle almal sê baie dankie vir daai geweldige ervaring wat ek saam met julle kon gedeel het. Die volgende een, ek loer so in CP in die ouens wat saam met my was se rigting en dis die dag toe Henriette sy was toe Harmse Henriette de Lange by Omatea afgelewer het saam met 'n groepie besoekers wat onder andere Tannie Rusty Viljoen ingesluit het, Tannie Wolsrol en ek haar ontmoet
En dit het toe daarop uitgeloop dat ons in 1983 getroud is. Daai samesyn wat ek met daai vrou gehad het, ons is nou al as meer as 40 jaar getroud, kan ek nie vir mense beskryf nie. 4 kinders, 6 kleinkinders, 1 kleinseun met wie ek nog saam die voorreg het om te paraglide. Daai belewenis wat ek gehad het, dankie liewe Vader, kan ek nie verduidelik hoe dit was nie. Dan die ander groot Rubicon het gekom die dag toe Japie Joubert, toe ek adjunkhoof van die leer is by my kantoor inloop, en hy sê, hey Roland, jy word 55 in my maand. Toe sê ek, wat sê jy vir my Japie? Hy sê, jy moet 'n keuse maak. Gaan jy bly tot jy 60 is, of gaan jy 'n pakket vat? Dit was my moeilikste besluit, want ek was ongelooflik lief vir die army. Henriette het altyd gesê, ek het 'n sieklike loyaliteit vir die leer. Maar ek is terug huis toe, ons het waar's Tokkie, ons het nog in Chris Hougaard gebly, Tokkie. Ernstig gebid hier oor die saak, en ek het daai besluit geneem, my pelle gebel en gesê, luister, ek gaan 'n pakket vat. Ek gaan uittreë uit die leer uit. Die minister van verdediging en die adjunkt minister van verdediging en die van die weermag gaan gebel en sê, groot beloftes gemaak van jy kan hoof van die leer word of jy kan dit word. Ek het net voet by stuk gehou en sê, ek gaan die kennis en insig wat ek opgedoen het, kan nie al daai goed wat ons oor leierskap saam geleer het. Hoe kan ek daai goed gebruik en om verder waarde toe te voeg waar ek ook al gaan wees. Ek is nie 'n besigheidsman nie, tans werk ek met wat veiligheid van gemeenskappe aanbetref. Ek doen dit nie vir geld nie. In elk geval, ek het 'n wonderlike loopbaan gehad, waar baie konsultasiewerk in Afrika, ek was 'n jaar in Suid-Sudan, dit het my die vermoë ook gegee om 'n beter begrip vir Afrika te ontwikkel toe ek Mobile Warfare vir Afrika geskryf het. Konsultasiewerk in die Verre Ooste gedoen. 'n Groot voorreg wat ek gehad het om eintlik namens julle uitgenooi te word om deel te neem aan die Art of War program van die Australiaanse verdedigingsmag in Canberra, en ook by hulle militêre akademie, waar ek die voorreg gehad het om die Suid-Afrikaanse bosoorlog aan hulle eintlik as 'n tutorial program aan te bied. Nou, wat my verstom na al die jare is hoe daai weermagte, ook nou die Duitsers en die Britte, daar's baie offisiere van hulle wat hier na ons toe kom om studies te doen. Hulle doen hulle doktersgrade en hulle meestersgrade op die Suid-Afrikaanse bosoorlog. Is hoe daai mense die Suid-Afrikaanse bosoorlog eintlik bestudeer, lesse geleer, en dit as eintlik een van die mees suksesvolle operasies ooit bestudeer. Want hulle sê, hulle kry 'n weermag wat 'n oorlog kan begin en eindig. En Liddell het altyd gesê, the primary purpose of war is to create a better form of peace. Ek weet dit is nie altyd so perfect in Afrika nie, maar dis iets ouens wat ons saam reg gekry het. En wat hulle sê is dat jy weet, ek dink nou aan die Golfoorlog, die laaste Golfoorlog, as ek reg was in 2003. Almal het gesê, as Baghdad verower word, is die oorlog verby. Inderwaarheid het die oorlog toe eers begin. En met alle respek aan die Amerikaners en Petraeus en al hierdie wonderlike teeninsurgensie strategieë, dis nie daai teeninsurgensie strategieë wat in plekke soos Australië bestudeer word nie, maar dit is julle teeninsurgensie strategie wat daar bestudeer word, wat hulle beskou as een van die mees suksesvolle teeninsurgensie oorloë wat nog ooit plaasgevind het. En dit is vir my 'n wonderlike voorreg dat ek julle daar kon teenwoordig het en dat daar mense is wat dit wat julle gedoen het nog steeds bestudeer. En daar's baie van die offisiere wat besig is nou met hulle nagraadse studie op hierdie onderwerpe. So baie dankie daarvoor. Dankie Kap. Allee, ek gaan sommer sit. Ek gaan dit ook kort hou. Van die grootste Rubicons in my lewe was die dag toe ek die weermag verlaat. En ek dink almal wat hier sit besef dat ons was ontsettend beskerm. Jy het hierdie ongelooflike lewe van alles word eintlik vir jou gedoen. Jy weet, jy is in 'n ontsettende beskermende kokon in die weermag. En ewe skielik besluit ek om die weermag te verlaat en uit in die privaat sektor in te gaan. So dit was vir my verskriklik, skrikwekkend. En vir die eerste, kom ons sê 3 maande, het ek die hele tyd gewonder, wat het jou besiel om dit te doen? Wat, weet as jy waansinnig?
Jy het hierdie verskriklike loopbaan wat op pad is en ewe skielik los jy dit en jy begin iets daar buite waarvan jy niks weet nie. Op baie stadium en ek moet dit sê, het ek glad nie die Here geken nie. Dit was vir my skrikwekkend. Ek moes dit alles op my eie doen. So dit was 'n hair-raising experience om in die lewe in te gaan, maar weer eens wonderlike mense ontmoet wat my deur dit gedra het en seker gemaak het dat ek 'n sukses daarvan kon maak. By Eskom kon begin en ek gaan daai is weer maar goed dat ek eintlik ek sal dit nou inwerk. By Eskom begin as 'n gewone instrukteur by Arnold Opleidingsentrum, nasionale sleutelpunt en later van tyd die hoof van Eskom Opleiding Nasionaal by Megawatt Park wat die tweede pos hoogste vlak in Eskom van bo af waar ek weer besluit het, nou maak ek klaar en ek gaan uit en ek gaan heeltemal op my eie. Bietjie agtergrond ondersteuning gehad van die Raad vir Sekuriteitsbeamptes, maar my eie ding begin doen. En dan ewe skielik het jy nie geld nie. Daar's nie geld om hierdie maand die yskas te betaal of daai maand dit, weet, so jy speel dit tussen en van hierdie veilige agtergrond af. En dan Roland het my storie gesteel oor my grootste Rubicon was. Toe ek 30 jaar oud was, gesore bachelor, wat sê ek sal nooit in my lewe trou nie. Ontmoet ek hierdie ongelooflike vrou wat heeltemal te seksie en te mooi is om my belang te stel. En sy stel toe belang, ek weet nie, dit was nie vir my geld nie. Ek dink dit was vir my looks. So, in elk geval, so in die padpotrie het begin stap, ongeloof 3 dogters, wat ek vir niks in die wêreld sal ruil nie. Dus, jy kan vir my al die seuns in die wêreld bring, my dogters is my dogters. Ek het baie vir ouens gesê, I'll never send a man to do a woman's job. Want daai dogters het trekker gery en perd gewel. Hulle doen alles wat 'n man kan doen en meer. So en vandag nog. So dit was ongelooflik. Die foto's wat Kali nou daarop het, dit was ook Rubicons. Dit was en ek gaan dit vinnig noem. Ons het besluit ons gaan nie war stories hier vertel nie, maar ek moet tog net, ekskuus, vergun my net want die foto's is daarop. Daai is 'n klompie ouens en ek dink van hulle sit hier van Charlie Company wat 'n ontsettende impak in my lewe gehad het en 2 groot gevegte waarby Charlie Company betrokke was, waar ek saam met hulle betrokke was, daar was klomp ander, maar van dit is nie eens gedokumenteer nie. Een is Mongoa en een is KwaMatu. Nou Mongoa, en ek gaan dit in 'n vinnige neutedop net vir die Charlie manne. Mongoa het ons uit die dorp met die naam van die Wali uitgery. En Wessie wat in die volgende operasie geskiet is, die eerste staande mag lid van Valskermerleon wat geskiet is, het daar 'n landmyn afgetrap. En ons het besluit ons gaan Boendo Bash. En ons het geboendo bash deur die bos, maar ons ken die bos soos die palm van ons hand, want ons het daar gewerk vir 3 maande. Was ons in die bos of langer, ek kan nie onthou hoe lank was dit nie. En ewe skielik verdwaal ons. Tussen die pad van Iwale na Mongoa toe. En ons besef nie, maar dit is onmoontlik, ons kan nie verdwaal nie. Maar ons verdwaal, en op 'n stadium vat ons, Johan Blou sê nee, maar nou moet ons 'n kompaspeiling vat en terug by die groot pad uitkom. En op 'n stadium is ons terug by die groot pad en ons besluit, nou gaan ons op die voertuie sit, want ons is op pad terug, Republiek toe, die oorlog is verby. Ons is op pad terug. En toe ons die dorpie inry, ry ons in die ongelooflike hinderlaag vas. En 'n geveg wat 3 of 4 of 5 ure geduur het, en ons besef, daar waar ons verdwaal het 4 tanks gestaan en vir ons gewag, en die landmyn wat getrap is, was die vroeë waarskuwing vir hulle om te sê, ons is op pad. En op hy stadium nie die Here geken nie. En later van tyd, toe ek tot bekering kom, toe bring die Here al hierdie goed wat in die weermag met my gebeur het, en hy sê, daar moes jy dood gewees het. En ek besef, as ek daar dood was, het ek by 'n verkeerde adres wakker geword. Jy weet so, dis groot goed wat vir my ontsettende impak op my lewe gehad het, wat ek gedink het, jy weet jy, ek was soveel keer, so naby die tyd, toe Anton Retief vertel vir my, sê altyd, van ons was bulletproof, maar ons was nie bulletproof nie. Ons het gedink ons is dalk toe ons jonk is, maar ons was nie bulletproof nie. Wessie is toe in die volgende geveg doodgeskiet en daar kom net nou goed van 'n gedig wat 'n ou gedroom het, wat hy het gedroom hulle gaan dood en so, en dan gaan nie nou oor dit praat nie. Maar dit was basies die grootste Rubicons. Die grootste een regtig in my lewe was om te trou, want ek het gesê ek gaan nooit trou nie. Maar dis die beste besluit wat ek in my lewe ooit geneem het. So as jy nog ongetroude ouens sit, varai Boeta.